was nou vir 'n ruk besig met 'n reeks oor nou kan ek die reeks onthou nie. O, julle kan dit daarom onthou. So julle was daarom hier gewees. Ons het 'n reeks gehad oor seisoene van die lewe en ons het 'n hele paar van hulle deurgewerk. Ek het so by die begin van die reeks, nou as 'n mens nou so 'n reeks het, dan is dit nou, wanneer jy die reeks begin voorberei, begin jy nou al lank voor die tyd werk aan alles, want dit is goed wat bymekaar gesit word en dis 'n redelike proses. En toe ek met die reeks begin het, toe die Here met my gepraat oor 'n saak, wat ek in my hart voel ek moes aanspreek. En ek het begin om notas te maak en met Vader te gesels, met Jesus en Heilige Gees te gesels oor dit wat in my hart kom lê het. En ek het vanoggend 'n ernstige boodskap vir die kinders van die Here, wel vir die wêreld altyd, want sonder God is hulle op pad na die ewige hel toe. Maar ek het 'n boodskap vanoggend vir die kinders van die Here. En ek sê nou vir jou hardloop, as dit op jou lewe van toepassing is. Ons kyk baie keer na die wêreld om ons. Ons sien hoe die lewe gaan, hierdie plek waarin ons leef, hierdie aarde. En ons kyk na goeders en ons sê, "Jog, maar weet jy, is nou 'n nuwe tendens aan die gang in die wêreld." Eintlik is dit nie, dis net meer openlik. En een van hierdie tendense wat op hierdie stadium in die wêreld aan die gang is, gaan oor seksuele wetteloosheid. Dit gaan daaroor dat mense dink en voel, hulle kan doen net wat hulle wil, wat die seksuele lewe aanbetref. So ek wil vanoggend 'n bietjie daaroor gesels. En ons moet 'n paar goed verstaan. Daar is 'n paar ismes, as ons dit nou so kan noem, wat ons dryf in hierdie wêreld. En al hierdie goeders word gedryf deur een ding, dis 'n gees van wetteloosheid. Nou, terwyl ek en jy as 'n wedergebore kind van God, deur Jesus Christus se genade leef, en ons weet ons leef uit die genade, en nie onder die wet nie, is daar reëls en regulasies wat duidelik in God se woord is, wat vir ons gegee is, waar volgens ons lewens moet rig. En ek en jy kan nie van dit af wegkom nie, dis opdragte wat van God afkom, wat van Jesus afkom, en wat deur Heilige Gees in ons harte bevestig en vasgelê word. Jesus self sê, ek skryf my wette in julle hart in. So jy weet wat om te doen en hoe om te leef, maar ons sien in hierdie tyd waarin ons leef, daar's 'n gees van wetteloosheid. 1 Johannes 3 vers 3 praat van die sonde van wetteloosheid. Ons weet ook in die tyd waarin ons leef, in die eindtye waarin ons leef, is daar iemand, 'n persoon, wat een of ander tyd gaan opstaan om sy posisie in te neem, nadat die kerk van die Here Jesus Christus weggeneem is. Die wettelose een. Die antichrist. En ons lees in 2 Tessalonisense 2 vers 7, dan sê hy die wettelose een is nog nie hier nie, maar die gees van wetteloosheid, en wetteloosheid is reeds aan die werk op hierdie aarde, hier waar ek en jy bly, en in die mensdom. En ons sien hoe hy besig is om te werk. So wat is die goed wat ons dryf om sekere besluite te neem in ons lewens? Die eerste een is die
wêreldse gees, die tyd. Ons leef in 'n snaakse tyd. Waar goed wat verkeerd is, reg is, en goed wat reg is, of reg was, nou verkeerd is. Waar goeders waaraan die mensdom vasgehou het vir baie jare as basis en bron van hulle lewe, nou niks beteken meer nie. Geen waarde het meer nie, en goed wat ons vroeër jare na gekyk het eintlik met veragting in ons harte en met 'n weersin in ons harte, is nou algemeen aanvaarbaar. Dis deel van hierdie wêreld se agenda geword, om wetteloosheid in die hart van die mens te laat kom lewe. So dit begin by individualisme. Individualisme gaan net oor die ding, ek lewe vir myself. Die klein ekke, hierdie klein ekke, ek bepaal wat is reg, en ek bepaal wat is verkeerd, en ek bepaal wat is waarheid. Ek sê, dis waarheid vir my, so dan is dit waarheid, en hierdie is reg vir my, so dis reg, hierdie is verkeerd vir my, so dis verkeerd, en ek is my eie God, met ander woorde. Ons word ons eie wet, ons word ons eie reguleerder, en dit gaan dan, individualisme gaan dit net oor, het gaan oor my, gaan oor my begeertes, my behoeftes, gaan oor die bevrediging van my vlees. So individualisme is die eerste ding wat ons dryf. In Rigters, dis hoekom ek sê, dis nie 'n nuwe ding nie. Dis 'n ou ding. Hy is net meer openlik. Mense het nie meer skaamte nie. So Rigters 21 vers 25 sê, in die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. So daai tyd was dit al so, baie jare gelede. Sekularisme dryf die mensdom, en dryf, dis die gees van die wêreld. Nou sekularisme hulle sê nie, ek glo nie, dat daar 'n God is nie, ek glo net, ek het hom nie nodig nie. Ek het God nie nodig nie, God is eintlik onnodig, in die breë raamwerk van die mensdom, en van wie ons is, en wat ons is, en hulle verwyder God uit alles uit die kerk uit, uit die kerk uit ook, uit die skole uit die regering uit, op alle vlakke word God verwyder. Die woord word verwyder, God se woord word verwyder. Dis nie meer belangrik nie, dis nie meer die riglyne wat ons lei of stuur of lei nie. En die nommer 1 oordraer van waardes binne in sekularisme is die media. En die media het 'n agenda. En die media se agenda is om jou 'n individualist te maak. En om jou wetteloos te maak. Daar is al genoeg studies oor die goed gedoen, daar is genoeg bewyse daarvoor, dat die media, groot mediahuise, saamspan om vir jou sekere inligting oor te dra. Want hulle het 'n spesifieke agenda, en dis hulle agenda wat hulle het. Romeine 1:25 sê, because they exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the creature, rather than the Creator, who is blessed forever. Vandag word die mens aanbid. Die vlees word aanbid. Die begeertes van die vlees word aanbid. En is openlik. Wat jy is as 'n individu is baie belangriker as wat God sê oor jou. En wat jy oor jouself sê, is belangriker as wat God sê oor jou. En dan is daar die relativisme. En dit gaan net oor hierdie gedagte, daar is geen absolute waarheid nie. En dis in hierdie tyd. Elkeen se waarheid is die waarheid. Dit maak nie saak wat jy glo nie, net solank jy opreg is. En jy kry dit binne in die kerk van vandag, baie plekke sê vir ons, luister, waarheid is relatief. Jy besluit self wat is waarheid. En ons vat die woord, en ons buig die woord om aan te pas by die wêreldse siening, en skielik is goed wat vir God, in God se oë, die Engels sê, an abomination is skielik in die oë van die kerk, okay. Hoekom? Want
dit maak nie saak nie, dis solank jy net glo in 'n waarheid. En God se woord, die werklike waarheid, hierdie waarheid van die woord, word stukkie vir stukkie weggevat, weggekalwe, waardeloos gemaak, kragteloos gemaak. Jy sien, relativisme sê, jy het jou waarheid, en dis nie noodwendig my waarheid nie. Maar dis okay, solank ons by die waarheid is. Wat van net baie snaaks is oor relativisme en individualisme en sekularisme, al hierdie goeders, solank jy opreg is dit okay, maar jou waarheid moet net nie van my waarheid verskil nie. So wanneer die kerk opstaan en sê, hier is die waarheid, dan is almal up in arms. En almal veroordeel die kerk, en almal veroordeel die Christen wat sê, dis die lewe wat jy moet lei, dis die pad wat jy moet loop, dis wat God se woord sê, dan is dit skielik nie meer reg nie. En dis maar die wetteloosheid, die gees van die tyd. Ons lees in Efesiërs 4 vers 17 tot 19. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe wat van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid en die hebsug, in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Jy sien hoe hierdie wêreld lyk en dink en doen. En broers, dit word in ons kele afgeforceer, op alle plekke. Ek lees nou die dag 'n artikel waar daar geskryf word, oor een van hierdie, in Amerika, hierdie toekennings wat hulle gee aan produseerders van flieks. Mense wat nou 'n fliek produseer. So hulle kry toekennings, as dit 'n goeie fliek is, dan kry hulle nou een of ander beeltjie of 'n, wat noem jy die ding? Beker. Okay, toekenning. En hulle sê vir jou duidelik, as daar nie selfde geslag verhoudinge binne in jou fliek is nie, hoef jy nie eens aansoek te doen om jou fliek in te skryf nie. As daar nie eksplisiete of ten minste ernstige seksuele verhoudinge binne in 'n fliek is nie, kan jy nie inskryf nie. Dis die tyd waarin ek en jy leef. Die uitdaging waarmee ons sit is dat dit binne in die kerk soms presies dieselfde is. Ons wat veronderstel is om heilig en skoon en rein te wees en 'n lig te wees vir die heerlikheid van God. Wat die heiligheid van God moet verteenwoordig. So ek praat met jou oor wat is God se standaarde met betrekking tot saambly en saamvry. En ek het dit spesifiek so gevra. Jy sien, ons het 'n geneigtheid as mense om die goeters wat ons weet wat verkeerd is, en ons weet dit is sonde, te sugarcoat met woorde. Ons verf 'n suikerlaagie daaroor, en nou is dit skielik okay. So ek vra dat die Here my help vandag. Ek is tegelykertyd geweldig ontsteld in my gees. Maar ek is ook hartseer. Dat ons die beginsels van God se woord net ignoreer. Net ignoreer. Asof dit nie bestaan nie.
God se woord het sekere standaarde. En God se woord noem dit seksuele immoraliteit. Dis die woord wat daarvoor gegee word. Lees saam met my 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 18. Hy sê moenie dwaal nie. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders. Geen hoereerders. Nou moet ek net gou ietsie sê oor die ou Afrikaanse vertaling. Die woordjie, toe die Bybel vertaal is, 1933, die eerste keer wat hierdie vertaling uitgekom het, was die woord hoereer of hoerdery, wat ook al jy dit wil noem, was 'n versamelnaam vir 'n klomp goed. In ons tyd het die betekenis van hierdie woord 'n klein bietjie anders te geword en minder 'n versamelnaam as net 'n verwysing na 'n spesifieke ding. Nou ek gaan nou met julle praat oor die woord self. So neem net kennis daarvan. Hy sê, en ek wil hê jy moet mooi luister wat die woord van die Here sê. Geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete. As hy praat van sodomiete, praat hy van mense in homoseksuele verhoudings. Of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Is dit duidelik wat daar staan? Is dit duidelik dat hy begin met die woord geen? Hy gaan aan, hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus, deur die Gees van onze God. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie, alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander een tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. Hy sê, en God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie, dat julle liggame lede van Christus is nie? So, aan wie behoort my liggaam? Aan Jesus Christus. In Johannes leer hy ons, Jesus bid self tot die Vader en sê hy, Vader, ek is in hulle en hulle is in my. Ons woon in God, deur Jesus Christus, deur Heilige Gees, ons is die tempel van die Heilige Gees. Hy sê met ander woorde in vers 15, weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, die is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde op wat die mense doen is buite die kan die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. En aan wie behoort hierdie liggaam? Aan Christus. Ek is in Christus en Christus is in my. Daardie woordjie, ek gaan nou vir julle wys, die woordjie wat ons hier gebruik, hoerery, in die Grieks is daar 'n woord porneia. Dis waar vanaf die woorde pornografie kom. So porneia het 'n spesifieke betekenis. Porneia is die woordjie wat gaan oor seksuele immoraliteit. Dis wat hy beteken, en ek gaan dit nou weer, ons gaan nou weer daarna kyk. So wanneer hy hier vir ons sê, vlug vir die hoerery, dan sê hy, vlug vir seksuele immoraliteit.
As ons die woord lees, dan sien ons dat hy, wanneer ek seks nie buite die huwelik het, voor die huwelik het, dan noem die woord dit hoerery. Okay? As ek seks het met iemand anders, wanneer ek getroud is met my vrou en of my man en ek het seks met iemand anders, dan sê hy dis egbreek. En hy het nou verskillende name daarvoor. So, wat is seksuele immoraliteit? So as hy nou vir ons sê, vlug, en dis waar my woord vandaan kom, hardloop. Jy moenie hiermee speel nie. Jy kan nie ligtelik hiermee omgaan nie. Nie een kind van God kan eers begin waag om dit te probeer nie. Bly weg daarvan af, en wanneer dit jou pad langs kom, en versoeking jou pad langs kom, van seksuele immoraliteit, daai versoekings jou pad langs kom, hardloop. So hard en so vinnig as wat jy kan. Van die prys is geweldig. So wat is seksuele immoraliteit? As ons na die Bybel kyk, daar's verskillende vertalings vir daai spesifieke woordjie. Hy sê, flee from sexual immorality. Dis die ESV. Die King James sê, flee fornication. Die nuwe vertaling in die Afrikaans sê, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Maak dat julle wegkom van die verkeerde seksuele dinge, en dan die ou vertaling sê, vlug vir die hoerery. Dieselfde versie, seksuele immoraliteit. Dis wat daai woordjie vir ons beteken. Daai woordjie hoerery. Ek en jy moet verstaan, broer en suster, hoekom sê die Here vir jou en my vlug? Want ons behoort aan hom. En God sê, ek en jy moet heilig lewe, want hy is heilig. So as my vlees, as my liggaam aan hom behoort, as Jesus sê, ek woon in jou en jy woon in my, en ons in die Vader, bedink dit net vir 'n oomblik, dat ek woon binne in Jesus Christus, in sy volheid, in sy heerlikheid en sy heiligheid. En hy woon met sy volheid en sy heerlikheid en sy heiligheid binne in my. En ek is 'n tempel van die Heilige Gees, die Gees van heiligheid, die Gees van heerlikheid, die Gees van majesteit, en al die name wat ek en jy vir Heilige Gees kan gee, dis wie hy is. Hy woon hier binne my. Dis 'n magtige werk wat God kom doen het vir mense wat vol sonde is en ongeregtigheid is, dat ek en jy kan sê, vergewe my, Here, my sondes, maak my vry, Jesus, U is my verlosser en my redder, en hy kom woon binne in my. En hy maak my sy kind, en hy maak my deel van hierdie heerlikheid van God. So, hy wil hê ek en jy moet liggaam en siel en gees heilig lewe. Want dit is sy woonplek. That's where he resides, in me. Dis waar hy bly, met sy volle heerlikheid in my, met sy heiligheid, met sy majesteit in my, deel van my lewe. Dis waar hy bly. Dis die plek wat hy bewoon. En dis hoekom hy vir ons sê, sal ek dan nou hierdie liggaam van my vat en deel maak van 'n hoer. En eintlik wat hy vir my sê daardeur is, sal jy, Heilige Gees wat in jou woon, sal jy Jesus wat in jou is, Vader wat jou beklee met heerlikheid, sal jy hom vat en binne in 'n hoer gaan woon. Sal jy hom deel maak, want dis wat jy doen, dis wat hy sê. Ek maak Jesus deel van my seksuele immoraliteit. Ek vat Jesus, en ek sê dat ek gee nie om wie u is en hoe u lyk,
en die heiligheid en die heerlikheid en die majesteit en die grootheid, dit maak nie saak nie, Here. Al wat ek nou in belang stel is my bevrediging. En ek vat hom en ek vat Jesus en Vader en Heilige Gees en ek maak hulle deel van hierdie persoon waarmee ek seksuele immoraliteit pleeg. En of dit seks is voor die huwelik en of dit buite-egtelike verhouding is, maak nie saak nie. Ek vat hom en ek maak hom deel daarvan. Broer en suster, bedink dit vir 'n oomblik, dat 'n doodgewone mens, dat ek en jy, die Engels sê, we think we have this audacity to take God and degrade him to something vile. Want dis wat ons doen. Hy sê, ek maak hom deel van 'n hoer. En ek dink dit is okay. Daai woordjie porneia wat hy daar gebruik by hoerery is, die woordjie, hy sê in die oorspronklike taal, sê hy, it is selling of or surrendering of sexual purity. So ek gee my reinheid weg. Dis wat die woordjie beteken. It is promiscuity of any sort. Illicit sexual intercourse. Dis nie net seks nie. Dis nie net seks nie. So wat is seksuele immoraliteit? Immoraliteit is seks voor die huwelik met enigiemand. En God se woord is baie duidelik daaroor. Hierdie wêreld dink baie goedjies uit daaroor. En wat vir my hartseer is dat selfs ons kinders van die Here dink ons kan net saam bly. Vroeger jare, wanneer mense na my toe kom om vir my te sê, hulle wil trou, sal ek hulle trou. Dan was dit vir my 'n algemene ding, die meisie is iewerster en die seun is iewerster en ek gaan hulle nou trou. Byna sonder uitsondering. As vandag mense my kom sien om te trou, bly hulle al klaar saam. Hulle bly klaar saam. Jy is buitekant God se wil, buitekant God se woord, maak saak wat 'n verskoning jy het. En jou verskoning is nie, ons is lief vir mekaar. Wat het geword van jou liefde vir God? Is dit nie jou eerste liefde nie? Is dit nie jou eerste liefde nie? Is dit nie die liefde waaraan jy eerste moet antwoord nie? My liefde vir my Vader, my liefde vir Jesus, my liefde vir die Seun van God. Immoraliteit is seks met enige persoon, behalwe jou vrou, nadat jy getroud is. God se plan vir my seksuele behoeftes, en hy het ons gemaak met seksuele behoeftes, ons verstaan dit, en hy het dit goed en mooi en skoon en rein gemaak. En God se plan vir my seksuele behoeftes, 'n beantwoording, is trou, is die huwelik. So as ek seks het met enigiemand buitekant, behalwe met my vrou, is dit seksuele immoraliteit. Seksuele immoraliteit is enige seksuele aktiwiteite met 'n man, 'n vrou of 'n kind. Dan word ek is 'n man en ek het seksuele aktiwiteit of verhouding met 'n man. Ek is 'n vrou en ek het 'n seksuele aktiwiteit of verhouding met 'n vrou. Of in die konteks van man of vrou, een met enige kind. God se woord is baie duidelik hieroor. Immoraliteit is enige seksuele aktiwiteit met enige persoon behalwe jou vrou. Enige seksuele aktiwiteit met enige persoon behalwe jou vrou. Immoraliteit is om enige wellustige gedagte te hê. In Matteus
5 vers 28 lees ons dat Jesus sê, as jy na 'n vrou kyk, en hy praat met die manne, omgekeerd is dit presies dieselfde, as ek na 'n vrou kyk, en hy sê, as ek haar begeer, dis 'n wellustige begeerte, gedagte, denke, as ek haar begeer, het ek reeds egbreek gepleeg. God is ernstig hieroor. Seksuele immoraliteit is met ander woorde enige wellustige gedagte. Immoraliteit is om enige iets te soek of te doen vir seksuele opwekking. Behalwe met jou vrou. Dit gaan nie oor wanneer ons as 'n man en vrou getroud is met mekaar en daar is voorspel voordat ons seks het nie. Dit nie daarmee te doen nie. Hierdie is wanneer ek enige iets soek om my op te wek. Dit gaan oor naaktheid, dit maak nie saak wat dit is nie. Dit gaan oor pornografie, al die goeders wat daar is, wat jy kan om jouself op te wek, wellustig op te wek, seksueel op te wek, is seksuele immoraliteit. Maak nie saak wat 'n woorde jy dit gee nie, en wat 'n verskonings jy daarvoor uitdink nie, dit bly presies dieselfde. Immoraliteit is om na naaktheid te kyk vir plesier. Weereens, as ons die woord van God lees, dan sê die Here vir ons in sy woord, dat 'n man en vrou mekaar se naaktheid kan geniet. Dis waarvoor die huwelik daar is. En ek kan na my vrou se naaktheid kyk, of die vrou kan na die man se naaktheid kyk, en dit kan vir hulle genotvol wees. Maar enige iets buitekant die huwelik is immoreel. Is seksuele immoraliteit, maak nie saak op watter vlak jy dit doen nie. So seksuele immoraliteit, broer en suster, het nie net te doen met die feit dat ek seks het met iemand anders nie. Dit is 'n baie groter prentjie as net dit. En ons leef in hierdie wêreld, maar weet jy wat, jy kan nie meer vandag 'n fliek kyk op die TV, waar daar nie seks in is nie. Byna 95% van alle flieks is sekstonele van mense wat nie getroud is met mekaar nie. Daar's byna geen flieks waar 'n man en vrou wat lekker gelukkig getroud is, wat hulle enige sekstonele wys nie. Ek weet nie of die wêreld dink daar's nie van daarin nie. Maar dit gaan oor die wetteloosheid, die gees van die tyd. Die gees van die wettelose, wat besig is om deur te sypel in almal se harte en lewens, en die wêreld te deurspoel, en ek sê dit self, die kerk te deurspoel. So, hoekom is hierdie goed vir God so belangrik? Hoekom is dit so belangrik dat die Here 'n woordjie sê soos, geen een van hierdie sal die koninkryk van God beerwe nie? 1 Corinthians 6 vers 17, 1 Corinthians 6:17 says, but he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Hy is in die vereniging met Christus, is intiem, dis volkome, suiwer, dis wonderlik, dis mooi, dis kragtig, dit verenig jou met die heilige, met die allerheilige. So wanneer ek Jesus koning maak van my lewe, dan sê hierdie verbintenis, my gees, I become one spirit with him. Jy is nie los van hom nie. Jy kan nie vir hierdie oomblik sê, Here, ek sit U net gou hier binne in die kas. Maak hom toe. Ek gaan nou eers gou hierdie kant toe. My lyf dryf my. So ek bære U net so vir 'n oomblikie. Jy kan nie. Jy is verenig in jou gees, verkleef aan Jesus Christus. As jy in die bed klim hy saam met jou in die bed, man.
As jy daai goed kyk wat jy nie moet kyk nie, kyk, hy sien deur jou oë. En jy vat die allerheiligste en jy ontheilig hom. Broer en suster, hierdie band wat ek en jy het met Jesus is so spesiaal, so magnifiek, so intens wonderlik. Hoekom sal ek dit dan verbreek? Net om my vlees se behoeftes te bevredig. Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Jy sien, die gedagtes wat jy dink, hy weet alles wat jy dink. Hy weet alles wat jy dink. Hy weet alles wat jy sien. Hy weet alles wat jy doen. Daar is niks vir hom verborgen nie. So alles wat ek dink, alles wat ek sien, alles wat ek doen, doen ek aan hom. Hoor jy wat ek sê? Jy doen dit aan hom, want Christus leef in my. Jy doen dit aan Heilige Gees, want Heilige Gees lewe in my. Dis nie iets wat net in die lug hang nie. Dis nie net ietsie wat gebeur nie. Genesis 1:27 says, so God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Sy geestelike DNA is deel van my. Sy heerlikheid, sy majesteit, sy grootheid, sy goedheid, sy absolute, man, dit is so groot, die waardigheid van God, die heiligheid van God, die heerlikheid van God, dis van wie hy my gemaak het. En deur Jesus en Heilige Gees woon hierdie goed binne in my, is deel van my lewe. Ek is deurdrenk met hom, ek het geestelike, ek het moreel, ek is 'n morele wese, want God het my gemaak na sy beeld. Met ander woorde, as ek die teenoorgestelde van God se beeld lewe, as ek seksueel immoreel leef, maak nie saak wat dit is nie, is ek besig om die beeld van God in my te beskadig, te vernietig. Ek is besig om dit te verwring en verwronge te maak. En die ergste van alles is dat ons verskonings uitdink vir hoekom ons dit kan doen. En vir my hartseer dat selfs die kerk soms dit doen. Dat ons eksplisiete seksuele omgang tussen 'n man en 'n vrou kan goedkeur en goed praat. Broer en suster, dit is nie gees geïnspireer nie, dit is geïnspireer uit die hel uit. Dis die gees van losbandigheid en die gees van wetteloosheid wat werk in hierdie wêreld, wat mense op die plek bring, waar jy die goed begin goedkeur en goed praat. En jy kan dit nie doen nie, daar's nie 'n manier om dit te doen nie. Kind van God, jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie so leef nie, jy kan dit nie goedkeur nie. Dit bedroef God diep wanneer ek sy beeld, wanneer ek hom op so 'n wyse onteer. So dis nie net, ek kan nie net gaan sit en 'n tydskrif deurblaai of ja, vandag het ons die internet. So ek kan nie net gaan sit en op die internet na goedjies kyk en ag, dis nou maar net so nie. Nee, jy onteer God se beeld. Jy onteer die heiligheid van die Here wat in jou leef.
Dis nie iets ligteliks nie, dis nie iets kleins nie, dis hoekom Dawid uitroep, Here, sit 'n wag voor my oë. Sit 'n wag voor my oë. Hy sal weet, want hy het gestaan en loer toe die tannie bad. En hy weet wat is die effek van dit. En God se oë is dit nie speletjies nie. Jy sien broer en suster, jy weet, ek kan dalk ietsie steel, geld steel of sulke goeders, en ek mag nie, ek mag nie. Maar seksuele immoraliteit is intens persoonlik teen God, teen sy wese. Dis nie net ietsiekie ligs wat in die lug hang nie. Dis nie net 'n klein foutjie nie. Dis nie iets wat ek net so kan afstof en nie verbygaan en myself toemaak nie. So hoekom stoei ons met dit? Hoekom stoei die kerk en kinders van die Here vandag met hierdie goed? Hoekom is ons op 'n plek waar ons gewete toedruk, toemaak en een kant stoot en soms sommer net God ignoreer? Sommer net om ignoreer. Heilige Gees wat hier in jou binneste praat, net ignoreer. Hoekom doen ons dit? Jeremia 7:23-24 sê hy, maar hierdie saak sal ek julle beveel. Hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik, luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees, en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister nie, en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hulle bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. Jy sien, wat beteken 'n verharding? Dit beteken ek word nie meer geraak deur sonde nie. Daar's 'n woord wat hulle gebruik, seriro, dis om hard te maak. Daai laaste stukkie sê, it is to be fixed against something. Met ander woorde, ek maak my hart hard, en daai verharding sê, ek hoor nie meer die stem van die Gees van God nie. Want hy kom om te oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. So ek begin my hart hard maak. En hoekom maak ek my hart hard? Want die begeertes van my vlees roep harder as die krag wat in my is, in my gees. Want ek maak my ore toe, en ek maak my hart toe. En nou begin ek op 'n plek leef waar ek nie veronderstel is om te leef nie. Ephesians 4:17-19 says, now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding. Ek wil jy moet gou mooi hoor. Hy sê, dis hoe die Filistyne, die ongelowiges lewe, né? They are darkened. Maar nou praat hy, met wie praat hy? Hy sê vir die kerk, julle moenie so leef nie. Hoekom sê hy dit? Want daar is mense binne in die kerk wat so leef. Okay. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Due to what? The hardness of their hearts. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Wat gebeur wanneer ek my hart verhard? Julle sal almal weet, as jy vir 'n ruk lank gewerk het met 'n pik of 'n hamer, né? Of as jy net goed optel, gereeld klippe en sulke goeters, dan begin jy eelte hier kry. In die begin is dit blaase en is seer. Maar as jy aanhou en aanhou, dan word dit hard. Jy sien, dis wat ons doen. Wanneer die Heilige Gees met ons praat en vir my sê, hierdie ding is nie reg nie, wat maak ek?
Ek ignoreer die Heilige Gees. Of ek maak my hart hard. En wat is ek besig om te doen? Ek is besig om eelte op te bou in my hart en in my gees. So ek maak hom harder en harder, soos wat die tyd aangaan, so word hy harder en harder en harder. En hy sê daar, it is, they alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. What takes away the ignorance? Who takes away the ignorance? Holy Spirit. That's what he does. He speaks to us. He says, this is sin in your life. So he takes away ignorance. He shows me the truth. Maar as ek my verhard, as ek sy stem dooddruk, en ek maak my hart hard, dan is ek besig om eelte te bou, en ek hoor naderhand nie meer nie. And now I become ignorant. En ek dink, wat reg is verkeerd, en wat verkeerd is reg. Want ek hoor nie meer die stem van die Heilige Gees nie, en ek leef in duisternis. Daai woordjie darken, it's to darken, to produce a condition of moral, spiritual darkness. Morele en geestelike duisternis. Dis hoe die kerk lewe, dis hoe baie kinders van die Here lewe. Efesiërs 4:17-19, en dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook gewandel het, in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is, daar is hy woordjie, ons het hom nou net gelees, wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle heers. So as ek aanhou om Heilige Gees dood te druk in my lewe, dan kan waarheid nie inkom nie. En ons doen dit op baie vlakke van ons lewens, nie net met seksuele immoraliteit nie. En as ons aanhou om hom dood te druk en dood te druk en dood te druk, wat gebeur? Daai hardheid kom, maar saam met die hardheid kom duisternis. Dit vat jou weg van God af. En dit maak jou ongevoelig. Hy sê daar vers 19, wat ongevoelig geword het, en hulle self oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Daai woordjie ongevoelig, it means to cease to feel the pain of sin. Wat maak dat ek en jy voor God kom en ons harte skeer? Wat maak dat ek en jy voor God kom en ons huil voor hom oor ons sonde? Dit maak ons gebroken. Dis omdat ons die pyn van sonde voel en ervaar en beleef. Dis hoekom. Maar sien, stukkie vir stukkie verdwyn die pyn van sonde. En naderhand is dit outomaties wat ek doen. Want ek sit met 'n harde hart en ek leef in duisternis. Romeine 2 vers 4-5, Romans 2:4-5 says, and do you presume on the riches of his kindness and the forbearance of patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. But because of your heart and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. Impenitent heart. Hy sê, weet julle wat? Jy sê, dis wat hy nou hier sê. Hy sê, jy sê, God is goed. God is 'n God van liefde. God verstaan my. Hy weet hoekom ek hierdie goeders doen. Hy weet ek is net 'n mens. Don't presume. Daai woordjie presume sê, it refers to holding someone in contempt. Met ander woorde, contempt, deeming them unworthy and hence despised. So hy sê eintlik, weet jy wat, we despise the kindness and the grace of God. Dis wat ek besig is om te doen, want ek het 'n harde en 'n onbekeerlike hart.
En hy sê, ek is besig om vir my 'n straf bymekaar te maak. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swart tye sal kom. Want die mense, en dis die tyd waarin ons nou leef, die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer julle ook van hierdie mense af. Broer en suster, wanneer ons op so 'n plek leef, dis vir my hart verskeurend, dat mense wat deesdae openlik, buiteegtelik saamwoon, openlike buiteegtelike verhoudings het. Soms al die woorde het en die dade van godsaligheid het. Maar dit is net 'n gedagte. Dit lyk so goed. Dit lyk so mooi. Jy kyk na hulle en jy dink, "Wow, hierdie is die wonderlikste mense op aarde. Hulle ken die Here. Hulle is reguit op pad hemel toe." Maar intussen tyd leef hulle met verharde harte en hulle bekeer hulle nie terug na God toe nie en doen wat hulle wil in die konteks van seksuele immoraliteit. So dis moontlik vir jou en vir my, en dis hoe dit werk, en ons het dit al hoeveel keer in ons lewens gesien. Dis moontlik vir jou en my om met ernstige sonde in ons lewe te leef, maar nog steeds Christelik te lyk. Dis moontlik. Ek kan nog steeds lyk, baie goed, baie mooi, die regte woorde, die regte maniere, maar ek is ver van God af. In my hart is daar sonde van seksuele immoraliteit. Matthew 7:21 says, "Not everyone who says, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven." Not everyone that says, "Lord, Lord," will enter into the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? And do many mighty works in your name?" And then will I declare to them, "I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." Hardloop. Run away from this sin. Hardloop, my broer en suster. En as jy mense ken wat so leef, sê vir hulle hardloop. Sê vir hulle hardloop. Want 1 Thessalonians 4:3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery. Broer en suster, God sê wees heilig, want ek is heilig. En sonder heiligmaking sal julle die koninkryk van God nie beerwe nie. Is dit wat die woord sê? Hy sê dit vir ons baie duidelik. Nou kyk gou na hierdie skrif. Hy sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. En wat sit hy teenoor heiligmaking? Wat vernietig heiligmaking in jou lewe? Seksuele immoraliteit. Hy sê jy moet jou weghou van seksuele immoraliteit. Dit vernietig heiligmaking in jou lewe. Dis nie iets om mee te speel nie.
Jy kan nie jouself om die bos lei en jouself bedrieg deur te sê, dis okay, ek kan dit doen nie. Jy sal soos hierdie mense voor Jesus daar verduidelik het voor hom staan en sê, Here, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf. Ek het my hande op siek mense gelê en het gesond geword. Ek, Here, het wonderwerke in U naam gedoen. En hy sal vir jou sê, ek ken jou nie. Want geen onheilige sal die koninkryk van God beerwe nie. Ek maak klaar met hierdie vers. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11 sê, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ja, dit verstaan ons almal, is dit nie? Die onregverdige sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So as jy vanoggend hier sit, jy ken Jesus Christus nie, jy kan nie in die hemel ingaan nie, dis punt, dis so, jy kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Maar nou kom hy, nou gebruik hy 'n woordjie, dan gaan hy verder, hy sê, do not be deceived. Moenie dat die leenaar jou mislei nie. Moenie dat jy mislei word deur jou eie begeerlikhede en jou eie liggaam se begeertes nie. Moenie mislei word nie. Neither. Kan julle die woord sien daar? Neither. So, wat sê die woord vir jou en my? Hy sê vir my, 'n onregverdige sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Ja, dit beteken dan nou al hierdie goeders wat ingesluit is. Al die lyste wat ons nou al gelees het vandag. Maar nou kom hy, dan sê hy, en ook nie. En ook nie. Neither the sexual immoral. Neither the sexual immoral, nor the idolaters, nor adulterers, or men who practice homosexuality, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Brother and sister, we must understand that God does not allow certain types of people in His kingdom. He does not allow them in His kingdom. Maak nie saak wat se verskoning jy gebruik nie. En as ek jou nie vandag waarsku en dit sê nie, dan is ek net so skuldig aan jou oortreding as jy dink dis okay. Want dit is nie okay nie. En dit sal nooit okay wees nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê hy, nie een van hierdie mense sal deel wees van die koninkryk van God nie. Run! Hardloop, man! Met al jou krag hardloop. Daai woordjie neither sê, none, no one of these people, no one, nie een van hulle sal die koninkryk van God beerwe nie. Vlug weg vir die hoerery, vlug weg vir seksuele immoraliteit. Hardloop, so vinnig en so kragtig as wat jy kan, weg daarvan, kom weg daarvan in totaliteit, moenie op daai plek wees nie. Hardloop weg! Vader, dankie vir die woord. Help ons, Here. Jesus, Heilige Gees, help ons. Ek kom bid U, in die naam van Jesus, Vader. Dit is my gebed, Heilige Gees, dat U sal indring in die diepste wese van elke man en vrou, jong mens en kind. Here, daar waar ons nie U stem kan stil maak nie, ek vra U, dring in daar, in die gees, in die diep gees van die mens, en wys die waarheid.
Wys die waarheid. Laat ons verstaan wat die woord sê. Dat ons begrip sal hê daarvoor. Here, en as daar enige iemand is wat vasgevang is, maak nie saak op watter vlak en hoe nie, met seksuele immoraliteit, dat hulle sal hardloop. Here, dat hulle rug daarop sal draai, en sal weghardloop daarvan. Terwyl ons ons oë gesluit het, broers en susters. Dalk is daar vandag iemand hier, wat hierdie boodskap hoor, wat bietjie stoei, met een of ander seksuele immoraliteit. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Per ongeluk of as prins, maak nie saak nie. Dalk sukkel jy met iets en is daar iets in jou lewe wat daar nie moet wees nie. Jy het nodig om te bekeer. Jy het nodig om weg te gaan, weg te draai daarvan. Jy het nodig om weg te hardloop van dit af. En ek wil vanoggend vir God vra om jou te help. So elke oog gesluit asseblief. Maak almal jou oë toe. Hierdie is privaat en persoonlik. Ek gaan nie vra dat jy staan nie. As jy weet jy stoei met iets, maak nie saak wat 'n vlak dit is nie, die Heilige Gees sal met jou praat. Net daar waar jy sit, wil jy net jou hand opsteek en weer laat sak nie asseblief. Dat ek kan sien vir wie ek bid. Kom jy weer jou hand laat sak. Jy sê net, Here, ek stoei, help my. Ek het nodig om reg te kom. Ek draai vanoggend weg van dit af. Ek draai na U toe. Nog iemand? Hierdie is belangrik genoeg vir jou om 'n keuse te maak. Vader, ek het die hande gesien van mense wat net sê, Here, ek het nodig dat U vir my help. En ons weet hoe hierdie goed vasvang, en ons weet hoe hierdie goed verslaaf, en ons weet hoe dit ons intrek, en ons weet hoe vernietigend dit is. Daarom bid ek in Jesus naam, kragtige, bonatuurlike ingrype, dat U die hardheid van harte sal versag. Here, dat dit wat nou alreeds eelte opgebou het, dit sal wegvat. Dat U 'n vars, dat U die harte van klip sal uithaal, en met harte van vlees sal vervang. Dat U vergifnis en vryspraak gee. Dat U mense help om weg te hardloop, so kragtig as moontlik. In die naam van Jesus, ek dank U dat U dit doen. Ek eer U daarvoor, U is genadig en barmhartig. En ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.